Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie lied kan sing, regtig net tot eer van U naam. En as 'n belydenis, Here, wat sê van ons wil lewe net vir U. Kom en word verheerlik, Here, dankie vir U teenwoordigheid deur U Gees vanmôre. Ons eer U in Jesus se naam. Amen. Amen. Sit gerus, baie dankie. Ek gaan hierdie liggie aansit net so ter wille van die kamera, is dit beter? Nie regtig nie, nog eene. Daai een is heeltemal weg. Is beter so. Gaan dit werk? Die agtergrond is te helder, okay. Toe maar wat. Kom ons, wil jy weer nie gou van daar lê die lampietjie daar, nog eene daar in sit. Ekskuus, ons het nou donker gemaak ter wille van die skerm. Nou is die skerm te lig ter wille van my. Goeiemôre die wêreld, terwyl ons die tegnologie hier aan mekaar kry. Kan dit werk? Nog dieselfde verskil. Okay. Doen wat jy kan met dit wat jy het in die geduld van die Here af. Goeiemôre, baie welkom. Hallo julle. Gaan dit goed? Almal reg? Goed. Ons sou by Big Fish gewees het, ons wou by Big Fish gewees het, maar die Here het ons bederf met 'n klomp reën van gisterand af. En dit, ja, prys die Here, en dit gaan 10 to 1 nie klaar reën voor vanmiddag nie. So, ons kan nie daar gaan nie. Ons sal 'n volgende ronde weer by hulle gaan kuier, maar tot dan is ons net hier waar ons is en ons is happy en dankbaar dat ons 'n gat het om in te kruip as dit op ander plekke nie vir ons werk nie. Kodien, jy en jou spruite kan gaan. Dankie. Daar gaan julle. Ons sien julle nou. Have fun. As jy vanmôre vir die eerste keer ingeskakel is, daar waar jy is, baie welkom. Ons praat oor die wapenrusting van God. En ons het begin met die liedjie van Dolly Parton het hom aanvanklik gesing, nee, Coat of Many Colors. En ek dink dit was Demi Lee Moore gewees, en kom ons adverteer sommer almal vanmôre. Kurt Darren gaan nog nou hier verbykom. Hallo Kurt, welkom hier by ons. Okay, maar die liedjie sê haar maat vir haar 'n kledingstuk gemaak uit klomp los lappietjies uit en hy het uitgekom soos Josef se kleed en al daai dinge. Nou, dis amazing, ons weet nie hoeveel kleure was daar in Josef se kleed nie. Baie mense het baie dinge gedoen daarmee en gesê, maar daar moes ten minste hierdie kleur gewees het, want dit simboliseer wat. Ons weet nie hoeveel kleure in Josef se kleed was nie, but it was a cloak of many colors, wat eenvoudig vir ek en jy beteken vanmôre dat God maak vir ons 'n kleed wat elke size en styl en modegier pas. Ons gaan nou lekker daaroor praat. Kom ons begin lees oor die wapenrusting in Efesiërs 6. Net gou 'n stukkie agtergrond. Paulus is besig om te skryf en hy skryf vir al die gemeentes. Hy sit in die tronk en hy skryf onder andere aan Kolossense en hy skryf aan Efese en hy skryf vir hulle briewe en hy sê vir hulle, hoor, julle moet wakker word daar buite. Julle moet lekker wees. Die gemeente van Efese op daai stadium min of meer omtrent 3 jaar oud. So die ouens is baie excited, maar ons ken daai gevoel so bietjie. Net as jy dink jy's nou op spoed, dan kom 'n nuwe mens by met sy eie plan en sy eie idee. Dan moet jy hom nou eers deel kry en dan gaan ons so bietjie, dan kom daar nog eene by en dan gaan daar 2 weg en so. En dis wat nou gebeur, is dat daar kom 'n klomp heidene by, totale ongelowige mense kom by in Efese, en dan het hulle planne en hulle onthou hulle eie afgode en hulle eie huisgodsdienst tradisies, en so kry net daai konteks, kry net die tyd waarin dit geskryf is. Paulus sit in die tronk vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat. Dis soos hulle jou daai tyd opgepas het. Nou, ons het dit nou al 'n paar keer vir mekaar gesê, Romeine bly in Rome. Rome is in Italië. Italië eet knoffel, is willemanne.
Dis nie maklik om daar aan 'n ou vasgeketting te wees en hy word jou beste maatjie nie. Nee, daai ouens is willers die wildtuin. Nou sit Paulus vir hom en kyk. En hy sien hierdie wapenrusting wat die ou aan het, want hy's gewapen tot die tande toe. Hy's reg vir oorlog. En dan skryf hy vir die gemeente hierdie ding. Hy kyk vir die wag wat hom oppas en hy skryf en hy sê ten slotte vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Hier kom dit nou. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied en nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. Staan dan vas, deur julle heupe te omgord met die waarheid, julle te bedek met die borsplaat van geregtigheid, en deur die bereidheid van die evangelie van vrede as skoene aan julle voete aan te trek. En by dit alles die skild van die geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om al die vuurige pyle van die bose te blus. Dra die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. By elke geleentheid wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Bid ook vir my, sodat wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woord vir my gegee mag word, om met vrymoedigheid die geheimenisse van die evangelie bekend te maak. Hiervoor is ek 'n gesant en kettinge, sodat ek vrymoedig daaroor kan praat soos ek moet. Kom ons kry net gou hierdie gedagte agter mekaar. Die wapenrusting van God is met jou in gedagte. Jesus het die oorwinning behaal. Ek en jy trek nie die wapenrusting aan om te gaan fight nie. Nêrens in een van hierdie goed wat Paulus hierna verwys, sê hy, gaan klap die duiwel. Nee, hy sê, gaan weerstaan die duiwel. Gaan weerstaan die vyand se aanslag. Hy sê daar, neem die volle wapenrusting op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied. Staande kan bly. Vers 16, neem die skild van geloof op, waardeur julle in staat sal wees om die vuurige pyle van die bose te blus. Ons het 'n wanpersepsie of 'n wanidee van geestelike oorlogvoering, want baie van dit kom nou van hier af. Maar jy het nou die swaard van geregtigheid, dis die tweesnydende swaard van God, hy kap alles af en wat nee. Die tweesnydende swaard van God se woord sal ons oor praat. Is soos 'n skalpel in die hand van 'n spesialis chirurg. Daai ding kan vir jou seermaak, baie. Maar daai ding kan vir jou gesond maak, baie. Jy sien, ek en jy, as ons, Petrus, onthou julle, hy ruk 'n swaard daar uit en hy slat enige ding wat voorkom. Hy is nie eers goed daarmee nie, hy kap die ou se oor af. Dit is nie God se plan met hierdie wapenrusting nie. God se plan met hierdie wapenrusting is dat jy jouself kan verdedig, dat jy jouself kan beskerm, dat jy jouself kan veilig hou teen die aanslag wat kom. So kom ons begin daar. As ons dit nou vir mekaar vanmôre sê, asseblief, geestelike oorlogvoering is nie van ek en my perd in 'n blinkvos perd in 'n splinternuwe saal en daar gat ons. Nee. Ek en jy is soos Jesus op die donkie, die evangelie van vrede. Die wapenrusting van God is nie 'n fashion statement nie, julle. Die wapenrusting van God is nie 'n ding wat jy elke oggend aantrek nie. Baie mense het hierdie ding van maar jy moet 3 uur in die môre wakker word en dan is dit nou die gebed, die hoeveelste wag op die muur en die wat, dan moet jy nou bid. En terwyl jy nou daar bid, want Paulus sê nou jy moet baie bid in die gees, en dan sê hy,
Dan moet julle die wapenrusting aantrek. En dan is julle gereed om die dag in te gaan. Wat gebeur as jy nou verslaap? As jou wekker nou nie afgaan nie? Of wat gebeur as jy nagskool werk? Wanneer moet jy dit dan doen? Of wat gebeur wanneer ook al mens weer eens? Dis nou 'n daaglikse ding wat jy nou moet doen. Op die uur trek jy nee. Hy sê klee jou. Dit beteken trek aan en moenie weer uittrek nie. Het julle al gesien kinders en vrouens baie keer 'n mansok so hier en daar en waar? Gaan maak die wasgoed mandjie oop. 2-3 outfits per dag. Ons het dit beleef in Desember, die kinders, hiersom die klein kinders. Hulle is beautiful. Ons gaan gou dorp toe. Okay, ek gaan net gou aantrek. Kom ons terug. Gaan ons strand toe. Okay, ek gaan net gou aantrek. Okay, ons nou klaar daar gaan. Wat gaan ons nou doen? Romeis eet. Okay, ek gaan net gou aantrek nie. Dis nie wat die wapenrusting beteken nie, julle. Die wapenrusting is, jy is bekleed met Christus. Ons gaan hom lekker uitmekaar uithaal, maar kom ons kry die wapenrusting oorsprong, die lyn van God se genade van dag 1 af met Adam en Eva. Adam en Eva word geskape na die beeld van God en dis oulik en dis mooi en sonde kom tussen beide en hulle besef hulle is naak. Die heerlikheid van God, die teenwoordigheid van God het onttrek. Eva begin 'n tuisnywerheid sy maak vye blare klere en dan gaan sy en daarmee wat daarmee saamgaan. En dan in Genesis 3:21 en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. God het hulle geklee. God sê nie vir hulle, hoor jy gaan kry jou eie outfit daar by ABC. Hy sê nee, kom, staan daar. Ek sê jou aantrek. Een van die Engelse vertalings, die rok van vel, sê, and God made them a garment of lambskin, verwysende na Jesus, die lam van God, en hy klee hulle. So asseblief, hierdie fashion designer ding van in kerke deesdae, maar jy moet so aantrek, jy moet so aantrek. Veral in die Afrika onafhanklike kerke is dit 'n groot storie, julle. Julle sal sien hierdie ouens langs die pad wat so onder die bome kerk hou. Hulle het vreeslike stofjasse en strepe en 'n staf en 'n hoed en 'n wat en 'n wat en 'n wat. Dit kom van daar af, van beklee jou en nou is hulle praat van 'n diaparo. Hulle het 'n uniform. Die ZCC met hulle kakie klere en groen klere en blou klere en holy wat en holy mountain en holy wat, hulle het elkeen het 'n uniform. Prys die Here, ek en jy kan vanmôre hier sit met 'n kortbroek, langbroek. Jy is geklee in jou hart. Dis nie 'n fashion statement nie. Dan trek ons hom deur na Josef toe. Ons het gesing van Josef se Technicolor Dreamcoat, Genesis 37 vers 33. Onthou nou, Josef het nou sy pa het hom gestuur om vir die broers kos te vat. En toe kom hulle daar sê, hier kom die wit broodjie, kom ons maak hom dood. Ander ou sê nee, ons gaan hom nie doodmaak nie, kom ons gooi hom net in die gat. En dan gooi hulle hom in die gat en dan kom 'n klomp reisigers verby, hulle koop hom en daar gat hy, maar hulle hou sy kleed. Smeer hom vol bloed en wat. En dan sê sy pa, as hulle vir hom die rok wys, dan sê hy, hulle pa het dit dadelik herken. Ja, sê hy, dit is my seun se kleed. Dis sekere wilde dier wat hom gevang en opgevreet het. Josef is sekerlik verskeur. Oor daai versie alleen kan ons baie lank praat. As ek en jy God se kleed wat hy vir ons gemaak het, that cloak of many colors, daai kleed wat net vir jou pas, almal dra 'n jas wat netjies pas. As jy daai jas uittrek, gaan die wilde diere vir jou bymekaar maak, hulle gaan vir jou verskeur, jy gaan bloei, jy gaan seer kry. Hoe sal jy geken word as 'n kind van God? Deur jou liefde vir ander. Dit is die kleed wat jy dra. Die oomblik toe Josef se pa die kleed sien, toe sê hy, dis my kind se. Die oomblik as ek en jy na mekaar kyk, kan ek sê, ek sien Jesus in jou, baie dankie. Hoor die kleed, Jesus self, wat dan die kleed is waarmee ons onsself moet klee. Johannes 1:1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Johannes 1:14.
Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat as hy die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. En dan, Romeine 13:14. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy bekeerlikhede te bevredig nie. Kry julle die lyn? Kry ons die lyn, jy daar by die huis, verstaan jy, as ons sê, ek en jy moet die wapenrusting van God aantrek, dan begin ons met Jesus en in Romeine sê Paulus weer eens, onthou nou, hy skryf vir dieselfde konteks, hy sê, is jy geklee met Jesus? Want as jy nie geklee is met Jesus, jy gaan jou kleed agterbly, vol bloed, en almal gaan sien, jy is verslind deur die wilde diere. Ek en jy moet kom by die punt waar ons met Jesus beklee is. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit om met Jesus bekleed te word? Daar is 'n wapenrusting, sê Paulus, wat ek en jy moet aantrek. En die eerste element wat hy noem, is die gordel van waarheid. Die gordel van waarheid. Onthou nou Jesus wat sê, Johannes 14, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die gordel van waarheid. Die gordel is die enigste element van die wapenrusting wat omgaan, wat agtertoe ook toemaak. Ek wens hulle wil 'n gordel uitwerk vir daai blou rokkies wat jy aantrek in die hospitaal. Hulle noem daai rokkie ICU. Jy daar in die gang afloop, jy al gesien, hulle loop so. Jy moet hom agtertoe aantrek, jy moet nie vorentoe aantrek nie. Groot moeilikheid, so om. Maar daai rokkie maak nie toe nie. Die gordel maak toe wat agter jou is. Jou verlede is weg. Die dag as jy jouself omgord met die waarheid, met die gordel van die waarheid, dan is jou verlede gecover. Dis verby. Jesus sê, dis klaar. Die gordel ook hou alles bymekaar. Jy kan al jou wapens en al jou goed aan hang, want Jesus sê, ek is die anker. Ek is die lig vir jou pad, jy kan jou torch daarin sit. Hier. Ek is hier, om jou. Gordel van die waarheid. Johannes 8:31, Jesus sê vir die Jode wat in hom glo, as julle in my woord bly, sal julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Jy sien, Paulus begin met hierdie wapenrusting ding, in 'n spesifieke volgorde, met 'n spesifieke instruksie, met 'n spesifieke voorbeeld. Dit help nie jy trek skoene aan van bereidwilligheid, maar jy is nie omgord met die waarheid nie. Dit help nie jy het 'n swaard en 'n gun en 'n kar en 'n valskerm en jy het nie die waarheid. Jy het nie die waarheid wat jou aan mekaar hou, wat jou beskerm, wat jou rigting gee, wat jou... Ek en jy met die waarheid. Jy daar by die huis, onder die boom vanmôre. Is jy omgord met die waarheid van God? Met Jesus? Het jy op 'n punt gekom waar jy in jou lewe besef, maar ek veg en ek spartel en spoeg en dit is deur mekaar en dit wil net nie uitwerk nie en dit wil net nie uitwerk nie. En dan sê God vir jou, hoor, staan net stil. Kom ek trek vir jou aan met my seun Jesus. As hierdie vir jou vreemd is, as hierdie vir jou 'n vreemde konsep is, as dit vir jou, Koos, wat praat jy? Dan wil ek vir jou vra, daar waar jy is in jou dorp, gaan na 'n predikant toe, gaan na 'n pastoor toe, gaan na 'n geestelike volwasse mens en sê, daai snaakse ou daar op die TV, hy praat van, jy moet jou klee met Jesus, jy moet, wat praat hy? Kom daarby uit. Dit sal orde bring in jou lewe. Dit sal doel gee aan jou lewe, want jy gaan uitwerk waar jy is, in terme van jou skepingsdoel voor God. Die gordel bedek en hy beskerm jou verlede. En hy hou alles bymekaar wat jy nodig het. Alles. Ons het dalk net 'n les vir my.
klein getuienis, gou-gou. Verlede week se diens op die strand, opstanding Sondag, was baie oulik. Ek het dit geloof. Maar moet ek vir jou sê, uit daai hele ding uit moet ek nou bely vanmôre. My grootste vreugde, my grootste oorwinning wat ek beleef het, was in Christus, nie in mense nie. Ek is baie bly julle was daar, regtig. Al was jy laat, ek love jou, hoor. Forgiven. Al was jy lamlendig, al was jy nie lus om dat, julle, dis lekker om saam met gelowiges, om saam met 'n familie op 'n spesiale plek te gaan sit en te sê, wow. Maar as ons Jesus mis, as jy ver oggend kerk toe gekom het om by Big Fish te gaan piknik hou, then you've missed it. Vanmôre vroeg, toe die boodskap vroeg deurkom, wat sê, hoorie, die pad is onbegaanbaar, hulle daai grondpad geskraap daar van die Staalbrug af. Dis beautiful, julle, die van julle wat al daar gery het, dis pragtig. Dis geel klei grond. As hy droog is, 'n droom. As dit nat is, 'n nagmerrie. Die helfte van ons sou tent in die tyd in die rivier gewees het. Hoekom wil die Here nie hê ons moet soontoe gaan nie? Wat 'n stupid vraag. God het vir die mense reën gebring. Daar's 300 boere rondom die dorp wat sê, Here, ons kort reën. Ons is 30 mense wat sê, Here, hou die pad droog, ons moet gaan. Hallo, regtig? Toe ons sê, maar ons kom hiernatoe, wat was jou gevoel? My gevoel vanoggend was, regtig, Here, ek wil regtig eintlik daar wees. En ek preek dit vir myself, want toe sê die Here vir my, Koos, wat gaan jy daar soek? Gaan jy my daar soek, of gaan jy my hier kry? Wat soek jy? God hou alles bymekaar deur die gordel van die waarheid. Ons het planne, Koos plannetjies, dankie. Ons het planne baie, Matta, ek kan 'n ding organise, gou-gou. Maar is Jesus die anker van daai plan? Anders gaan dit vir jou deurmekaar maak. Die volgende element wat Paulus van praat, is die borsplaat van geregtigheid. My Afrikaanse vertaling daarvan vir mekaar hier is om in die gap te staan vir mekaar. Daar's 'n baie interessante waarheid wat vertel word en geïllustreer word, die vir julle wat al in Jerusalem was. As jy bo op die ou stadsmuur stap, hy's wyd, dis nie net 'n muur nie. Dis 'n dik ding, hy is seker maklik, maar ek wil sê so wyd soos hierdie vertrek self weier. Met 'n dik muur die kant en 'n dik muur daai kant en dan 'n gang. En aan die buitekant is sulke lang maar gleuwe, wat noem openinge in die muur. Nou daar staan die skerpskutters van die dag met hulle pyl en boog daardeur, deur daai gap, boem. Nou die ouens skiet van daai kant af ook, maar om nou deur daai gleufie my raak te skiet is nou nogal 'n triek, want jy skiet opdraande en dis 'n hele bedryf. En die pyle wat oorgaan, die kinders hardloop die kant rond en maak hulle by mekaar, hulle reload. Dan hardloop hulle in die gang so en dan sit hulle vir jou pyle neer en jy kan net laat waai. Maar nou word jy daarom nou 'n bietjie moeg ook. Jy moet ook dalk 'n bietjie water drink, 'n draai loop, wat ook al. Dan het hulle op 'n manier 'n kommunikasie wat sê, ek gaan kamer verlaat. En dan kom jou maatjie met 'n vel, met 'n vel, 'n beesvel, wat gelooi en geleer en gewat is. Dan kom staan hy, trap vir hom so vas, hy het sulke lussies daar wat jy vasmaak. En die kant, dan staan hy met daai vel. Dan beweeg hy in daai gap. En hy gaan staan so en die pyle kan maar kom. Nou kan die ouens hier agter hardloop en beweeg en wat, jy hoef nie daar te kyk nie, jy's gecover. En dit is vir my die beeld wat ek kry as ons praat van die borsplaat van geregtigheid. Van God wat sê, ek staan in die gap vir jou deur my seun Jesus, jy's veilig.
Hier's 'n vel. Onthou julle Genesis, God maak vir die mens velklere. Hier's Jesus, hy staan in die gap vir jou. Dis my weergawe van die borsplaat van geregtigheid. Kom ons hoor wat sê Paulus in Romeine. Dis 'n bietjie van 'n moeilike verwoorde ding, hoor, luister net mooi, lees hom stadig, mooi. Ek tik maar stadig, want ek weet julle lees maar stadig, nee, ja. Kom ons lees hom lekker, hoor net wat sê Paulus, hy sê, maar nou, is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid, naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus vir almal, en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade, sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sonde ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees, en regverdig maak, wie uit die geloof is. Hou vas om net daar, Colleen, ekskuus, hoor. Kom ons praat gou-gou oor daai stuk, hy gaan aan, ons gaan nou bladsy 2 aangaan, of die tweede gedeelte, maar kom ons praat gou-gou oor daai eerste stuk daar. Die geregtigheid van God is geopenbaar sonder die wet. Jesus kom en hy sê, ek het die wet vervul. Jy het nie meer die wet nodig nie. Jy kan daai maar los. Ek is die geregtigheid van God wat geopenbaar is sonder die wet. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig, want onthou nou, die wet en die profete, oral in die Ou Testament sê, die redder kom, die profete, die Messias kom. Dit getuig daarvan. Hierdie geregtigheid van God. Hoe kry mens dit? Hoe werk dit? Hoekom staan Jesus in jou gap? Wat gebeur daar? Hy sê, deur die geloof in Jesus Christus. Net vir die ouens wat pile skiet. Net vir die ouens wat op die voorgrond is om, net vir die Jode, net vir die Afrikaners, nee, vir almal en oor almal wat maak, wat glo. Jy kan nie op Jerusalem se mure rondhardloop as jy nie daar hoort nie. Die vyand is daaronder. Kom aan, gaan lees 'n bietjie die geskiedenis, dis amazing. Magersfontein, hieronder, daar waar die Monument Museum ding, met die rooi bus nou hier, Maatjiesfontein, né? Net by Maatjiesfontein verby is daar 'n plek met die naam van Magersfontein op pad Kimberley toe daar. Daar het hulle die Engelse en die boere aan mekaar gevlieg en mekaar geskiet laat die rook draai. En die boere het gewen, hoekom? Hulle het die tegniek en die taktiek van die dag omgeruil, gaan lees daai storie. Die ou wat die vaste vesting het en beskerm is altyd op die hoogste punt. En hier kom 'n oormag Engelse en almal sê hier kom hulle. En die boere sê, right, hier's 'n move, kom ons maak so. Hulle gaan af in die vallei, hulle maak loopgrawe en hulle gaan lê daar, hulle wag vir die Engelse. Die Engelse kom en hulle stel hulle kanonne op want hulle is mos so daarbo. En toe hulle weer sien, toe verrys die klomp boere hier uit die gate uit, hulle gee vir hulle vet, bom, wat? Hulle verander dit heeltemal, maar ek en jy kan net op die plek van oorwinning, op die plek van geregtigheid wees, as ons glo in Christus. Jy nie by oorlewing nie deur jou Afrikaans, jou kleur, jou kultuur, nee, hy wat glo in Christus, want daar's geen onderskeid nie. Hoor nou, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig, julle.
O, maar jy moet 'n Jood wees. Die Jode het ook gesondig. Ja, maar jy moet daarom 'n Afrikaner wees. Die Afrikaners het ook gesondig. Almal het gesondig. En hulle word deur sy genade sonder verdienste, met ander woorde, ek en jy kan niks doen om God se genade te ontvang nie. Ons word geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is, die borsplaat van geregtigheid. Hier. God het almal van ons gemaak met 'n skepingsdoel en met 'n redemptive purpose, met 'n doel om mense se lewens te verander. Hoe werk dit? Kom ons gebruik in die ou dae, toe daar nog 'n poskantoor was wat gewerk het. Toe was daar 'n posbus. Die dorp, die familie is Jabok familie, Jabok bediening. En God sê, okay, jy gaan nou by daai gemeenskap inskakel en aansluit in wat? Jou doel, jou purpose in hierdie familie is posbus 1, 2, posbus 3, 4, 5, 6, posbus 7, 8, 9. Elke een het 'n posbusnommer. Hoe werk dit, Koos? Dit werk so dat as jy bid en sê, Here, ons het 'n probleem hier in Jeffreys Bay by Jabok bediening. Ons wil graag dit doen, ons wil graag dat doen. Dan sê die Here, is reg, ek stuur vir jou, hoor. Dan stuur God die antwoord van jou gebed na posbus 9 toe. Jy kan nie by posbus 2 kom staan en sê, maar ek wil eintlik soos God wees, want lyk dit my daar gebeur alles. Nee, jy het jou, en dit is geregtigheid. Jy is geregtig, jy, voor God, deur Christus. Moenie in 'n ander ou se skoene en se posbus probeer inklim nie. Om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sonde ongestraf laat bly het, wat van tevore gedoen is, onthou julle die gordel van waarheid? Jou rug is weg, jou rug is verby. Dit wat jy reeds gedoen het, is verby. God het jou vergewe onder die verdraagsaamheid van God, om sy regverdige geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, vandag, in die teenwoordige tyd, nie net daai tyd met die Jode, en net daai tyd met dit, en nie, vandag vir ek en jy, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak, wie uit die geloof in Jesus Christus is. Ons dien 'n regverdige God. Ons dien nie 'n God wat sit en wag vir jou om sonde te maak, dat hy jou kan straf en kan hy sê, nee, ek regverdig jou, jou verlede is verby, jy is skoon gewas in Christus, kom ons gaan aan. Het jy al daai borsplaat aangetrek? Of vat jy nog die houe van die vyand wat sê, ek ken jou geskiedenis, ek weet waar jy vandaan kom, ek weet wat jy gisterand gedoen het, o ja, what happens in Vegas, stays in Vegas, ek ken jou moves, spel. God weet ook, maar God sê, dis alright, dis verby. Ek was gisterand nie weer in Vegas nie, ek was daar 1976, maar nie gister nie, is nou klaar. Ek het geregverdig geraak. Ok, volgende slide asseblief. Nou sê Paulus, waar is dan die roem? Die roem om te wat? Om te sê, maar kyk vir my, ek het, nee. Hy sê, waar is die roem? Dit is uitgesluit, is verby. Met ander woorde, die roem in, ek is uitverkiesde volk. Ek is deel van hierdie bloedlyn, ek bly in hierdie distrik. Ek kom nie van ander kant die watter rivier en wat ek kom. Paulus sê, daai goed tel nie. Is klaar. Waar is die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee. Maar deur die wet van die geloof. Wow, julle. Jy kan niks doen om jou verlede en jou geskiedenis en jou. Jy al gehoor die ouens daar in die Weskaap op die Weskus, hulle praat van, hulle vra nie waar bly jy of waar jy groot geword nie. Hulle praat, wat is jou kom vandaan? Hoe mooi is dit? Wat is jou kom vandaan? Daai goed maak nie meer saak nie. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet, of behoort God net aan die Jode, nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene. Aangesien dit inderdaad een
God is, wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie, inteendeel. Ons bevestig die wet. Julle die borsplaat van regverdigheid, van geregtigheid, moet ek en jy aantrek vanmôre met die wete. Ek het my omgordel met Jesus en in Jesus kan ek die borsplaat opneem. Die borsplaat kom van vooraf, die aanvalle kom van vooraf. Jy gaan vind in jou geloofsloop, in jou journey, in jou groei met jou verhouding met God en met mense, gaan mense goed sê, gaan mense vir jou goed voorhou om te sê ja maar. En jy kan sê wie wat, omgord met die waarheid, my verlede is verby. Omgord met die skild van geregtigheid. You can't touch me, Phil. Ons gaan vorentoe praat oor Paulus wat sê die vurige pyle wat op jou afgevuur word. As jy ooit weer aan die borsplaat van geregtigheid dink aan daai persoon wat so met 'n vel vir jou kom aan die gap staan. Om te sê jy kan maar 'n draai loop hoor. Jy kan maar gaan koffie drink, is alright. Ek het jou. Mag dit vir ons waar wees. Mag dit vir ons waar wees om te sê ek omgord my met die waarheid. Ek wil nie elke oggend 'n ander belt aantrek nie. Ek wil nie elke oggend 'n ander outfit aantrek van maar nou, jy weet, pas dit nou by dit en pas dit by dat. As jou gordel Jesus is, dan pas die res alles. Onthou, the coat of many colors. Jy kan maar rooi en pers saam dra man. Ry af hier na Tsitsikamma toe dan ging of daar verby, dan kyk jy die Nyasna loerie. Jy al 'n Nyasna loerie gesien as hy so vlieg? Hy's groen. Hy's so 'n lemmetjie groenerige bedryf. Dis beautiful. En as hy sy vlerke so oopmaak, rooi. Hierdie kleure, dit. Ons fashion designers het geen idee wat 'n kleure om te meng nie. God sê wie wat. Trek jou 'n gordel aan van die waarheid en daar jy kan dra wie jy wil. Dit sal pas, dis alright. Skild van geregtigheid. Vat so fluffy, kry vir jou. I've got your back. Ek het jou, jy's veilig, want jy's geregverdig in my. Mag dit vir jou waar word. Ek sien uit na die reeks. Ons gaan nog 2 Sondae praat daaroor. 2 op 'n slag. Maar vir vandag, kom ons volstaan daarby. Jy wat daar is waar jy is in die wêreld. Praat met ons. As jy vra het, as jy kommentaar het, as jy sê maar ek het dit dan nou heeltemal anders te verstaan en hoe en waar en wat. Ek wil jou regtig uitnooi. Praat met ons. En terselfdertyd gaan vind vir jou 'n geestelike tuiste wat die waarheid verkondig, wat die woord van God verkondig in jou dorp. Maak saak watter kerk en watter denominasie en wat. Woord gefundeer Christus alleen, genade, Heilige Gees leiding. Gaan soek die waarheid. Maar raak betrokke. Moenie daar sit met jou eie planne en jy's nou al 30, 40, 50, 60, 70 jaar oud en jy's moeg en jou planne werk nie en dit wil nie by mekaar kom nie. Dan wil ek vanmôre vir jou vra. The next step forward is one step backwards. Kom ons gaan staan net 1 tree terug en ons sê Here, kom ons begin met die gordel van waarheid en die borsplaat van geregtigheid. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat u woord lewe en lewe bring. Here, dis so amazing as ons hierdie goed lees met insig, met begrip en u Heilige Gees lei ons om dit te hoor en te verstaan en te sien. Wat 'n voorreg, Here. Dankie dat ons stukkie vir stukkie in hierdie volgende paar dae die wapenrusting gaan aantrek, Here. Maar dat dit sal aanbly
Dat dit nie sal 'n modegier wees om sê, maar Here, dat dit 'n leefstyl word, dat ons in 'n ritme kom van u waarheid, van u geregtigheid. Ons eer u en ons dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen en amen. My vriend aanlyn, ek groet jou. Vrede, mooi dag. Dankie vir jou liefde, jou teenwoordigheid, jou betrokkenheid, jou ondersteuning. Laat weet vir ons, waar is jy? Hoe gaan dit met jou? Ons gesels volgende keer verder. Ons gaan hierdie kant gaan ons die liedjie sing van Neem my lewe, laat dit Heer. U gewy wees meer en meer. 'n Lekker bietjie militêre beat op hierdie spesifieke een. Die link is op jou Facebook post. Gaan sit hom kliphard aan. Sing saam en sê, Here, hier is ek. Kom ons stap hierdie pad. Groet jou, vrede. Ons die kant, kom ons staan saam.